your name, Lord. We found our strength and our hope in you. And we want to praise your name today. We want to lift up your name, Lord, so that the whole world can see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my
We worship your name. Oh, we worship your name, Lord. Jesus, you're all that I desire. Jesus, this is my
Here, dit is my hartsbegeerte om U te aanbid. Ek gee my hart vir U. Ek gee my siel vir U. Ek gee my gees, my hele wese vir U. Want in U, Here, is alles wat ek nodig het. In U is alles wat ek wil hê. In U is alles wat ek absoluut aanbid. U is God. En ek sal U aanbid, Here, tot die einde toe en daarna nog steeds. Daar waar jy staan, praat net so 'n bietjie met die Here. Sê net so 'n bietjie vir hom wat hy vir jou beteken. Nie wat jy wil hê hy vir jou moet doen nie. Sê 'n bietjie vir God wat hy vir jou beteken. Here, U is my alles. U is my alles, my God. U is my Here. U is my begin, my einde. So mooi woord van die Here af. Hy sê vandag vir jou, hy voel oor jou, soos wat jy oor hom voel, en nog meer. Dis hoekom hy sy seun gegee het, om vir jou te sterf. Dis hoekom hy sy lewe gegee het, om vir jou te sterf. Daar is geen einde aan God se liefde vir jou. Vandag wil hy vir iemand in hierdie gemeente net sê, dis okay. It's gonna be okay. I've got your back. Want ek het jou lief. Ek het my seun gegee. Ek voel julle moet vir Skalk die boodskap gee. God's got his back. God's got his back. He's got your back. Kom ons gaan net. As jy wil sit, is jy welkom om te sit. Maar net vir 'n rukkie. Net nog vir 'n rukkie. I worship you. Ek het jou lief, Here. Ek het U so oneindig lief. Met alles in my, met krag en verstand het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief. Dis my hartsbegeerte, my God, om net U naam groot te maak, om U te aanbid, om U te omarm. Here, ek weet U omarm ons altyd. Ek het al gesit en gebid, Here, I want to see you. En wat ek nou sien, my God, is U omarm my en ek omarm U. Ag, Here, wat 'n lekker gevoel om in U arms te staan. I worship you. Ek het U so lief. Daar waar jy staan, of sit, ervaar God se liefde vir jou. Pastoor Pieter, baie dankie. Ervaar net God se liefde. Ek is te bang om vir julle te sê, gaan sit. Ek wil net vir jou sê, ervaar God se liefde. Dankie, pastoor. Halleluja.
Prys die Here, prys die Here. Kom maar sit. Baie dankie. Dankie julle ouens. Ja, wat 'n wonderlike voorreg om die Here se naam groot te maak, om sy naam te eer, om hom te aanbid. Al is dit koud buite, dis warm in ons harte. Amen. Prys die Here. Ek wil net vir Jacques, Ina en ook vir Piet baie dankie sê dat hulle daai gordyne daar opgehang het, want die ouens het so geklaar, die son skyn in hulle oë. Nou dit was moeilik, as jy daar sit en son reg in jou oë geskyn. Nou skyn dit nie meer nie. So nou kan julle vir my kyk. Amen. Amen. Kyk na die ou langs jou en sê ek is so bly is hier. Amen. Ja, so my. Nou vandag is Pinkstersondag. Hierdie week wat verby was Pinkstertyd. Jy weet die Pinkstertyd was die 10 dae nadat Jesus opgevaar het met die hemelvaart. En vandag is dan die dag wat die Heilige Gees uitgestort is. En nou ons gaan volgende naweek nog bietjie Pinksterdienste ook hou, maar ek wil bietjie daaroor praat, want in hierdie week wat verby is, die Heilige Gees, daar was 'n ou koortjie wat so by my gekom het die hele week. Ek dink nie van julle ken hom nie, maar het was sê sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul. My rest is complete as I sit at your feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Ja. Ek praat met julle 'n bietjie oor die belofte van die Vader. Nou, voor ons na die tekste gaan kyk, wil ek net so 'n paar dinge sê. Jy weet, van die begin af, van die paradys af, het God 'n begeerte gehad om met sy kinders te wees. Ek meen, ons lees in die Bybel dat hy het in die aandwindjie gewandel saam met arme Eva. En toe die sondeval veroorsaak dat daar skeiding gekom het tussen die mens en God. En toe die Here daar in Eksodus lees ons dat hy gee vir Moses 'n opdrag en hy sê hy moet 'n tent tabernakel bou sodat hy die Here in hulle teenwoordigheid kan wees. En na die tabernakel se tyd toe het hy vir Salomo gesê om 'n tempel te bou, en dit het alles gegaan oor God se teenwoordigheid. En dit is waaroor die Heilige Gees gekom het, om God se teenwoordigheid 'n werklikheid te maak. Ons moet dit onthou. Dit is die hoofdoel van die Heilige Gees was om die Here se teenwoordigheid in jou 'n werklikheid te maak. En ook om Jesus te verheerlik, om hom te eer, om die Bybel sê om jou te herinner aan alles wat hy gesê het. So dit gaan alles oor die teenwoordigheid, daai spesiale teenwoordigheid van die Here in jou lewe. Nou as ons kyk na Lukas 24, daar vers 49, dan sê die Here Jesus vir sy disippels, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Aan die ander woorde, dit was 'n opdrag wat hy vir hulle gegee het. Hulle kon nie uit Jerusalem uitgaan voordat hulle toegerus was met krag uit die hoogte nie. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle my getuies wees. En ek het al baie gesê, daai getuie beteken nie net wat jy sê nie, maar dit beteken ook wat jy leef. So belangrik. Nou wat is hierdie belofte van die Vader? Ek meen in die Ou Testament was die Heilige Gees ook.
Ek meen ons lees hoeveel maal dat die Bybel sê en die Heilige Gees het oor hom gekom en dan het hy sekere wonderwerke gedoen. Ek meen Samson, lees maar net wat het gebeur as die Gees van God oor hom vaardig geword het. Wat het hy nie alles gedoen nie. Maar daar's iets spesiaals in die Nuwe Testament. En die Here het 'n belofte gegee alreeds in die Ou Testament en daar's baie beloftes, maar spesifiek Esegiel 36 vers 26 tot 27 sê hy, en ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Nou dit praat van jou innerlike mens, dit praat van, ek dink hy praat hier van die wedergeboorte. Jy kry 'n nuwe hart. Ek meen, hy gaan verder en sê, ek sal die kliphart uit jou liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Nou hy praat nie hier van jou fisiese orgaan wat bloed pomp nie. Hy praat van jou innerlike mens, wat ons sê, jou gees. Hy sê, hy sal daai ou hart uit, jy weet wat daar is, hy vat dit uit en dan gee hy vir jou iets niets en hy bring jou op 'n plek dat jy dan weer in kontak met die Here is. Maar nou, ek sal my gees in julle gee. En ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Ek gaan my gees in julle gee, en daar is dit nog meer fout. Hy praat van, nie net van ons as individue nie, hy praat van ons as 'n gemeenskap, as sy kinders. Hy sê hy gaan sy gees in julle gee. Nou luister mooi. Met ander woorde, vir my is die belofte van die Vader dat die Here sy gees binne in ons gee. Dis 'n belofte. Met ander woorde, dit beteken nie net dat die Heilige Gees oor jou kom nie, dit beteken dat die Heilige Gees kom en hy woon binne in jou. Ons het so 'n koortjie gesing Sondagskool. Kan ons nie meer onthou in elk geval. Die Heilige Gees wat in jou kom woon. Luister nou mooi. Nou kom Jesus en hy praat oor hierdie selfde ding. Hy sê in Johannes 14 vers 16 tot 17. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. Dis die 2020 vertaling, want dit is wat daar staan. Ek gaan nou vir julle sê wat dit beteken. 'n ander parakleet gee sodat hy vir ewig by julle kan wees. Nou die Griekse woord wat daar gebruik word is die woord parakletos. En dit is dan die Afrikaans vertaal met parakleet. Nou daai woord parakletos beteken iemand wat langs jou geroep word om jou te help, soos 'n helper, 'n trooster, 'n voorspraak of 'n advokaat. Dis hoekom die ou Afrikaans vertaling sê ek sal vir julle 'n ander trooster gee. Onthou julle, dit is wat daar staan, trooster. So daar's niks mee verkeerd, maar hy's meer as 'n trooster, hy's 'n helper, hy's 'n advokaat. Hy's een wat regtig maar in ons is om ons by te staan sodat ons kan lewe soos wat die Here wil hê ons moet lewe, nie in ons eie krag nie, maar deur sy krag wat in ons is. Is jy nog met my? Amen. Maak so, dan weet ek julle is wakker. Okay. Goed. Okay, kom ons gaan. Nou sê hy dat hy is die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. In julle sal wees. Kyk bietjie na jouself binne, daar binne. Dis wat hy sê. Hy sê, hy sal in julle wees. Maar nou, kom ons gaan nou terug na die Ou Testament. Die tabernakel, waar God se teenwoordigheid was, toe die tempel,
Nou die belofte, hy kom en hy kom woon in ons. Luister nou mooi. Nou, toe kom Jesus aarde toe. En toe Jesus aarde toe gekom het, wat het gebeur? Die woord van die Here sê, die woord het vlees geword, het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Dus sê hy, niemand het God ooit gesien nie, maar die woord het hom aan ons kom bekend maak. Met ander woorde, as jy wou sien waar die Here is en hoe die Here lyk, dan het jy gekyk na Jesus. Nee, hy was God se. Met ander woorde, toe Jesus aarde toe kom, toe was die fisiese tempel nie meer nodig. Hoor wat ek vir julle sê. Luister nou mooi. Kyk, maar wat nou? Toe is Jesus weg. Toe stuur hy Heilige Gees. En wat nou? 1 Korintiërs 3 vers 16. Luister nou mooi. Weet julle nie, en Paulus skryf hierdie gedeelte terwyl die tempel in Jerusalem nog gestaan het. Die Korinthebrief is hier 50, net so 657 na Christus geskryf, en die tempel is eers verwoes 70 na Christus. Met ander woorde, terwyl die tempel nog staan, sê hy, weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. Nou, as jy die Korintiërsbrief gaan lees, dit was 'n gemeente met baie probleme. Ek meen, genade ons, ek meen as jy dit alles gaan lees, wat daai ouens, die eerste plek, sê die Bybel, daar was verdeeldheid onder hulle, geweldige verdeeldheid. En toe was daar 'n arme ou wat so hardop was, hy het met sy stiefma 'n verhouding aangeknoop. So ek weet nie wat op aarde, dit is iets verskrikliks. Maar dit is hoe daai gemeente gelyk het. Ek meen, daar was soveel dinge in hulle verkeerd. Maar nou kom Paulus en hy sê vir hulle, weet julle dan nie? En ek persoonlik glo, dit was die Korintiërs probleem. Hulle het nie geweet wie en wat hulle is nie. Onthou net, hierdie mense het uit verskriklike heidendom uitgekom. En nou sê hy vir hulle, weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. Maar hy praat hier van julle. Dis nog julle, gesamentlik. Maar luister nou mooi. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie, dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julle self behoort. Hou. Nou sê hy nie net gesamentlik nie. Hy sê jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees wat in jou woon. Luister my, dis 'n sonnaarskoolkoortjie wat ek nou vergeet het. Don't you know, you are a temple. You are a temple of the Holy Ghost, full of praise, full of power, full of glory. Hou julle dit, ons het dit gesing. Don't you know, you are a temple. Maar ons besef nie altyd wat dit beteken nie. Dat die Bybel sê dat die Heilige Gees woon in my. Nou daar's 4 plekke waar Paulus sê, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Dit is hierdie 2 wat ek nou genoem het, dan 2 Korintiërs 6 vers 16, en ook in Efesiërs 2 vers 21. Maar nou is daar baie interessante ding, en ek probeer nou nie grand wees, maar ek wil iets vir julle verduidelik. Daar's 2 Griekse woorde, wat gebruik word en vertaal word met tempel. Die een is hieron, en die ander een is naos. Nou, die hieron, as hy gepraat het van die tempel, dan het hy gepraat van die tempel met al sy buitengeboue en die hele ding. Maar as hy die woord naos gebruik, dan het gepraat van die allerheiligste. Onthou julle, die tempel het 'n buitehof gehad, dan 'n binnehof wat genoem was die heilige, en dan was daar 'n ander een wat genoem was die allerheiligste, waar die hoëpriester net eenmal 'n jaar kon ingaan. Onthou julle dit? Okay. Nou, as hy sê, julle is die tempel, dan gebruik hy elke keer die woord naos. Met ander woorde,
wat hy vir ons sê, dat ons deur die Heilige Gees is die blyplek waar die Gees van God bly. Genade, besef jy dit, mens, dat die Heilige Gees woon binne in jou. En hy woon binne in jou om jou in staat te stel om 'n godvrugtige lewe te kan lei. En dis die groot verskil. Ek het dit al baie vir julle gesê, dat jy dit gaan nie oor dat jy sê ek wil nou nie meer dit doen nie, ek wil nie dat nie, ek wil nie so nie, en dit so en ek moet nie daar. Dit gaan oor of ek moet nie dit doen nie, ek mag dit nou doen. Dit gaan oor daar sekere dinge wat ek nie meer wil doen nie. En daar sekere dinge wat ek wil doen. En wat veroorsaak dit? Die Heilige Gees wat in my bly. Die Heilige Gees wat in my bly. Hy sê hy sal julle in die hele waarheid lei. Op 'n ander plek sê Paulus dat ons weet nie altyd mooi wat om te bid nie. Dan kom die Heilige Gees en hy tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Het julle onthou dat Jesus gesê het, dis voordelig dat ek weggaan? Nou kan jy nou dink hoe daai disippels gevoel. Ek meen Jesus is saam met hulle bly saam met hom, hulle eet saam met hom, hulle beweeg saam met hom, hulle is altyd saam met hom en hulle kyk na alles wat hy doen. En hier kom hy sê ek gaan weg. Hoe sou hulle gevoel het? Die Bybel sê dat daar in Johannes lê ek af dat hulle was hartseer. Here, waar gaan nie? Nee, moenie worry nie, dis vir julle voordelig. Nee, Here, waarvan praat jy nou? Want as ek weggaan, sal die Heilige Gees vir julle toe kom. Wow, hoor nou mooi. Jy sien, terwyl Jesus op aarde was, die enigste manier, want hy was in 'n menslike liggaam gewees, die enigste manier wat jy hom kon sien, is wanneer jy fisies met hom in kontak kon kom. Nee. Met ander woorde, as Jesus nou nog in Israel was, dan sou ons moes gewees het soos baie gelowe wat na sekere plekke toe gaan wat hulle sê dis heilig en dan net eenmal in hulle lewe, dan sou ons gesê het, hoorie, was jy al in Israel gewees om Jesus te ontmoet? Nee, ek was nog nie daar nie. Was jy al daar? Ja, nee, ek was daar en dit was wonderlik. Gaan jy weer? Nee, ek kan nie weer gaan nie. Dit was te duur. Is nou vliegtuigkaartjies is nou te duur. Nou wat gaan jy nou doen? Jy sien, hy was plekgebonde. Hy was ook tydgebonde terwyl hy op aarde was. Maar nou sê hy, ek gaan weg. Maar dit is tot julle voordeel. Want as ek weggaan, dan stuur ek die Heilige Gees. En die Heilige Gees gaan nie net by julle wees nie, hy gaan in julle wees. Wow. Met ander woorde, op hierdie oomblik, en ek sê dit aan alle respek, daar's nie 'n klomp klein Heilige Geesies nie. Dis een Heilige Gees. Maar omdat hy Gees is, kan hy in ons almal bly. Hierso, in Rusland, in Australië, in Amerika, reg oor hierdie hele aarde, waar daar kinders van die Here is, don't you know, you are a temple of the Holy Ghost. Hy sê dit vir jou, dis voordelig dat ek weggaan, want dan stuur ek die Heilige Gees, en die Heilige Gees het op Pinksterdag gekom, om jou vol te kom maak, sodat jy Jesus en die Vader werklik kan leer ken, deur die Heilige Gees wat in jou woon. Oh, die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in ons woon. Voordelig. Hy help my om te bid. Dis hoekom daai woord parakletos ook beteken helper. Hy help my. Hy staan my naby. Maar hy's ook 'n voorspraak. Hy's 'n voorspraak vir ons. Deur ons, die woord van die Here sê, bid hy met onuitspreeklike sigtinge. Praat hy deur ons met God. Jou hele geestelike lewe hang af van die Heilige Gees wat in jou woon. En hy maak die Vader en die Seun 'n werklikheid
in jou lewe. En dis hoekom as ons sing, dan ervaar ons die teenwoordigheid van God. Hoekom? Want hy is hier. Waar is hy? Binne ons. Ek wil net nog iets sê, hierdie gebou is nie die huis van die Here nie, hoor. Dis nie die huis van die Here nie. As ons almal nou uitgaan buite toe, en ons gaan staan daar in die parkeerarea, dan is die huis van die Here daar. Hierdie is net 'n gebou wat ons by mekaar kom in. En terwyl ons hier is dit die huis van die Here. Maar as ons uitgaan, dan gaan die huis van die Here saam met ons. Jy sien, dis waar mense vroeër jare, ek gaan nou kerk toe. Nou moet ek 'n sekere gesigsuitdrukking kry, en ek mag nie glimlag nie, ek mag nie lag nie, ek moet net voor my kyk, en ek moet stil en stemmig wees, want ek is nou in die huis van die Here. Ek is so bly. Jy weet daai koortjie wat ons sing, I was so glad when they said unto me, let us go unto the house of God. Dit kom uit die Ou Testament uit. Kom uit die Psalms uit. Ons gaan nie na die huis van die Here toe nie. Ons bring die huis van die Here hierna toe. Dis wat ons doen. Die huis van die Here kom saam met jou. En dit is waar ons, jy sien, dis waar baie mense dink, as hierdie uurtjie net kan verbygaan, dan gaan ek, maak die deur toe, kom baie Here, ek sê dit alle respek, sien die volgende week. O ja, so deur die week dan, as ek hom iewers nodig het, ag Here, help my asseblief. Maar jy sien, as ons kan besef, die Heilige Gees is altyd in jou. Dis hoe die Bybel sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Jy bedroef hom, wanneer jy nie na God luister nie. Maak jy hom hartseer, binne in jou. Want onthou net, die Heilige Gees is altyd saam met jou, maak nie saak waar jy gaan nie. As jy werk toe gaan, as jy kerk toe gaan, as jy in jou kar ry, as jy sit en werk, as jy voor jou komputer sit, of as jy besig met een of ander iets, hy's altyd daar. Hy los jou nooit alleen nie. As jy met jou vrou beklei, is hy ook daar. Hoor jy? Ja, hy gaan nie skielik weg nie, sê dis nou bekleidheid nie. Ek dink dis van ons om bedroef, ne? Dis hoekom Paulus skryf daar in Efesiërs, hy sê dat wat uit jou mond uitkom, jy weet daai tale, verstaan jy, daai snaakse tale, hy sê dit moet nie so wees nie, en die Heilige Gees wil van binne af, wil hy ons verander, en dis die wonder van die Heilige Gees, dis nie, hy verander jou van binne af buite toe. Jy sien, ons wou onsself van buite af binne toe verander. Dis hoekom, as jy nou Sondag aanbreek, dan is dit nou anders. Ons gaan nou na die huis van die Here toe. En kinders, onthou net, julle moet doodstil sit in die huis van die Here, en dit was akelig. Onthou julle as kinders, toe ons so klein was, toe ons nie die voorreg gehad, daar was Sondagskool, terwyl die kerk aan die gang was nie, jy het eers Sondagskool toe gaan, en dan is dit klaar, as dan jy nog in die kerk gaan stil sit. O genade, en as jy nie stil sit nie, wat het gebeur? 'n sekere deel van jou anatomie het bietjie begin brand. Nee. As dit soos die ouetjie wat in die kerk nie wou stil sit nie, sy maag gryp hom en sy loop het hom uit en hy skreeu oor haar skouer. Hy sê, help me, she's going to kill me. Verstaan jy? Ja, verstaan julle? As jy kan besef, jy is 'n tempel van die Heilige Gees. As jy hier uitbeweeg en jy klim in jou kar, as jy huis toe ry, as jy gaan sit en eet, as jy gaan slaap, as jy gaan werk, maak nie saak waar jy gaan nie, hy is altyd daar. Hy sê een oomblik in en die volgende oomblik uit nie, hy is altyd daar. Partymal bedroef ons hom en daarom glo ek, moet ons partymal sê, Heilige Gees, ek is jammer. Ek is jammer. Jammer oor wat ek nou gesê het. Jammer wat ek nou gedink het. Ek is jammer, want hy is hier. Hy woon in ons. O, en dis die belofte van die Vader. Ek gaan weg, maar ek stuur hom na julle toe. En hy gaan julle lei in die volle waarheid.
O mense, hoe dankbaar is jy vir God se Gees wat in jou woon? Hoe dankbaar is jy? Gaan ons nou daai lied sing. Ek het hulle gevra om 'n lied te sing en ons kan dit saam sing. Holy Spirit, move on me. Move, O Lord. En dan wil jy ons het opstaan terwyl hulle dit sing. En dan moet jy maar net weer op 'n slag jouself opnuut oorgee en sê, o Gees van God, ek het partymal verwaarloos ek U in my lewe. Partymal het ek bedroef U. Partymal blus jy hom uit. Die Bybel sê, moenie die Gees uitblus. Partymal is ons so besig met ander goed, dat ons vergeet van die Heilige Gees wat in ons woon. O Gees van geloof en krag. Kom ons staan op. Halleluja. Sluit die oë. O Shabon Rabakaya Suturubunia. Kutalabakasia Turubunia. Shibu Rabakutalabandi. Kirababasharababanda. Halleluja. Move
Halleluja. 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 Heilige Gees. Dierbare Heilige Gees. Dierbare Heilige Gees. Dankie dat U in ons woon. Dankie dat U in ons woon. Dankie dat U in ons woon. En maak Jesus en die Vader meer en meer 'n werklikheid in ons lewe. O Gees van die lewende God. O Gees van die lewende God. Halleluja. 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 Praat met ons, Here. Praat met ons in Jesus naam. Praat met ons in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Wat jou wys watter kant toe jy moet stap. Dit is my Gees binne in jou wat jou ophef wanneer jy afsak. Dit is my Gees, my Heilige Gees binne in jou wat jou nooit sal los nie, wat jou nooit sal verlaat nie en wat jy nooit een kant toe gaan stoot nie. Jy mag dalk dink jy gaan van die pad af, maar my Gees binne in jou hou jou regop. Dit is my Gees. Dit is my waarborg op jou. My seël op jou liggaam. My seël op jou lewe is my Heilige Gees. Jy is my afdruk. Amen. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Halleluja. 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 Kom ons sing gou net eendag Holy Spirit. Dankie almal. Halleluja. Holy Spirit, move me now. Make my life whole again. Thank you, Jesus. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. One more time. Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, Halleluja. Halleluja. Gees van God. Beweeg, Here. Halleluja. Kom ons gee vir die Here lofoffer. Wow. Wow. Jy kan nie sitplekke neem terwyl jy aanhou om die Here net te loof. Jo, ons God is goed. Ja, kom ons. Hou nie op nie.